graad 9 is, hierso is die volgende breinkaart. Dis ook die laaste breinkaart vir die jaar, so jy kan baie dankie sê. Nou is al jou leerwerk amper op 'n einde as jy tot dusver al die ander breinkaarte klaar geleer het. Die breinkaart gaan oor 'n sakeplan. Hoe stel ons 'n sakeplan op? Kyk op die volgende slide, dan gaan ek vir jou verduidelik. Op die bladsy sê hulle vir jou wat is 'n sakeplan. 'n Sakeplan is 'n plan wat aksie en bevat inligting oor wat, waar, wanneer en hoe 'n entrepreneur beoog om 'n onderneming te begin en hoekom daardie onderneming suksesvol sal wees. Dit is die manier om 'n sakeidee op skrif te toets. Okay, so die hoofdoel van 'n sakeplan is om die belanghebbendes te oortuig dat die onderneming wel suksesvol sal wees. En die sakeplan moet genoeg inligting bevat om daai mense te oortuig dat hy wel suksesvol gaan wees met grafieke en prente. Hoekom is 'n sakeplan belangrik? Want dit is waar die entrepreneur sy gedagtes op skrif sit. Verduidelik hoe gaan hy dit finansier en sy toekomstige beplanning van hoe hy dit gaan regkry. Okay, wat is die komponente van 'n sakeplan? Dit is hoe hy gaan funksioneer. Hoe die verkope gaan lyk. Wat is die koste om aan mekaar te sit? Dit gaan die SWOT-analise wees. Hoe gaan ek bemarking doen? Hoe gaan my produksie plaasvind? En dan gaan jy kyk, daar's nog 'n blokkie wat sê formaat van sakeplan. Dit is waaruit 'n sakeplan alles moet bestaan. 'n Dekblad, 'n inhoudsopgawe, beskrywing van die produk of diens, jou doelwitte, die eienaar se besonderhede, produksie, bemarking, bestuursplan, die SWOT-analise, die finansiële state en nog bylae. Jy moet dit vir my baie mooi verstaan en ken. Graad 9 is nou kyk ons na die sakeplan. Jy moet onthou ons het gesê dis 'n hele proses uit jy begin met 'n dekplan en dit is waar ons sê waar die besigheid bestaan, wat die onderneming doen, sy logo, jy moet al daai goedjies net vir my lees. Dan sit sy inhoudsopgawe, waaruit bestaan die dokument alles, dan sy beskrywing van die produk of diens wat jy gelewer. Jou doelwit is my baie belangrik. Onthou as jy 'n doelwit opstel, gebruik jy die SMART doelwitstelling. Dan is dit spesifiek. Jy definieer die doelwit, meetbaar, doelwit moet meetbaar wees. Met ander woorde, jy kan nie sê ek gaan 50.000 die eerste maand maak as jy nie kan nie, as jy net 20 kan maak nie. Dit moet bereikbaar wees, dit moet realisties wees, dit moet tydgebonde wees, dit moet eties wees en jy moet kan rekord hou daarvan. Dan nog 5 is die eienaar van die besigheid, sy kenmerke, hoekom dink hy gaan suksesvol wees. Dan sy die produksieplan, hoe gaan hulle die produk maak en vervaardig, met watter materiaal ensovoorts. Dan kyk ons na die bemarkingsplan, hoe gaan ons dit bemark? Daar's 4 elemente van 'n bemarkingsmengsel, dit is die produk, die prys, die plek en die promosie. En dan is dit die bestuursplan. Met ander woorde die SWOT-analise, met ander woorde die sterkpunte, swakpunte, geleenthede en bedreigings. Lees my alles baie mooi deur en sorg dat jy alles my baie mooi ken. Jy gaan hierdie goedjies met baie goed ken. Jy moet veral vir my die doelwit, die SMART doelwitstelling kan doen. Jy moet vir my die SWOT-analise kan doen en die 4 elemente van bemarkingsmengsel is baie belangrik. Ken dit. Julle moet 'n fantastiese dag hê.